Goeiemôre vriende en baie welkom by Lewende Beloftes vanoggend. Beloftes van God se ewige verbond, persoonlik vir jou en vir my. Vriende, jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Vandag se episode, vriende, is vir elkeen wat al gewag het. Gewag het vir 'n antwoord, gewag het vir 'n deurbraak. Gewag het vir 'n belofte wat nog nie vervul het nie. En vriende, as jy al ooit gedink het, Here, ek het te lank gewag. Ek is oud, ek is stikkend. Ek het te veel foute gemaak. Ek het die kans gemis. Vriende, dan is hierdie boodskap vir jou vandag. Want vandag kyk ons na een van die mooiste waarhede in die Bybel. God se verbond met Abraham. En dit wys vir my en jou iets ongeloofliks persoonlik. God se beloftes hang nie af van hoe sterk ek en jy is nie. Vriende, dit hang af van hoe getrou hy is. So wie was Abraham regtig? Nou wanneer ons die naam Abraham hoor, dan dink ons dikwels aan 'n geestelike reus, 'n man met groot geloof, 'n vader van die gelowiges. Maar as jy regtig die verhaal lees, dan sien jy baie gou, Abraham was nie 'n supermens nie. Hy was 'n gewone man. Hy het gesukkel. Hy het soms getwyfel en vriende, hy het selfs foute gemaak en baie groot gevolge gedra. Maar tog het God hom uitgekies. En dit, vriende, is 'n groot bemoediging vir my en vir jou. Want God kies nie net mense wat klaar sterk is nie. Hy kies mense omdat hy hulle wil verander. Nou, een van my gunsteling skrywers sê ergens iets in hierdie lyn: God neem mense soos hulle is en vorm hulle vir sy doel. Hy bou geloof in hulle deur die proses. Vriende, ons lees in Genesis 12 dat God na Abraham kom en vir hom sê, gaan uit jou land, trek na die land wat ek jou sal wys. En let op iets belangrik, God wys hom nie eers die kaart nie. God gee nie vir hom die volledige plan nie. Vriende, God sê basies, Abraham, vertrou my en kom saam. En dis presies hoe God vandag nog werk met ons. En dis nie weird nie, vriende. Sien, ons wil eers sekerheid hê, ons wil eers verstaan, ons wil eers sien. Maar God sê, stap, ek sal jou wys. En vriende, ek wil hierdie weer sê, want ek moet eerlik wees, ek moes dit vir myself 'n paar keer ook herhaal, toe ek hierdie voorbereiding doen. Vir God om te vra, kom saam met my, sonder dat ons weet waantoe. Vriende, dis nie weird nie. Ek en jy is nie die eerste mense van wie God dit vra nie. En dalk is dit waar jy nou is. 'n Onseker seisoen, 'n tyd waar jy nie weet wat volgende kom nie. Maar 'n tyd wat jy net weet, God roep jou om hom te vertrou. En vriende, hoor wat sê God vir Abraham. En ons Bybelbelofte vir oggend, Genesis 17 vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou as 'n ewige verbond. Ek sal. Kom saam met my. Ek sal. Vriende, luister saam met my na hierdie lied vanoggend. God het vir Abraham gesê, my kind, ek sien jou trane, ek ken jou hart. Al voel die pad vir jou so lank, my belofte staan, my hand bly sterk. Wanneer ek struikel, wanneer ek val, is u genade groter as alles al. Al is ek swak, u is my krag, u hou my vas van dag tot dag. U verbond staan
Ek sal vertrou, al sien ek nie. U maak 'n weg, U verlaat my nie. Ek wag in hoop, ek wag in lig. U tyd is reg, U plan is sig. Jesus kom weer, ek vier dit goed. U beloftes leef, dit gee my moed. U verbond staan vas, U woord is waar, hy liefde bly vir altyd daar. Ek sal vertrou, al sien ek nie. U maak 'n weg, U verlaat my nie. U verbond staan vas, U woord is waar, hy liefde bly vir altyd daar. Ek sal vertrou, al sien ek nie. U maak 'n weg, U verlaat my nie. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. En ek sal my verbond oprig tussen jou en my as 'n ewige verbond. Vriende, God sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, ek sal jou naam groot maak, ek sal jou deur ander seën. Hierdie vriende is nie 'n verbond wat sê, Abraham, as jy perfek bly, dan sal ek. Nee, dis 'n verbond wat sê, Abraham, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. En dit, vriende, dit is fenomenaal, want dit beteken God se beloftes is nie gebaseer op my en jou prestasies nie, maar op sy karakter. Wanneer God sê ek sal, dis nie net hoop nie, dis 'n waarborg. Chanel, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. Vriende, maak gaga jou oë toe, want ons kan nie verder gaan tot hierdie gedagte nie so wow in jou hart is nie. Helena, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. Janay, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. Susan, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. Pieter, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. Johan, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. En nou voel dit of ek 'n naald naby 'n ballon gaan bring, want vriende, en toe gebeur iets wat meeste van ons ken. Die belofte word gegee, maar die vervulling kom nie. Jare gaan verby. Abraham, Sarah word ouer. Die hoop word stiller, die wagtyd word langer en hulle wag en wag en wag. En ek dink dis waar baie van ons vandag sit. Ons bid vir herstel in ons huwelik, maar dit voel of niks verander nie. Ons bid vir ons kinders, maar die kind loop net verder weg. Ons bid vir finansiële deurbraak, maar die skuld druk net meer en meer. Ons bid vir genesing, maar die liggaam voel net swakker. Ons bid vir vrede, maar die storms hou net aankom. En dan begin die vyand fluister, God het vergeet van jou. Of jy het verkeerd gehoor, jy's nie belangrik genoeg nie. Dis te laat. Maar vriende, asseblief hoor wat God vandag vir jou sê. Ek het nie vergeet nie, ek is God en ek sal doen wat ek beloof. Sien vriende, ware geloof is nie net glo wanneer dinge maklik is nie, maar om aan te hou glo wanneer daar geen teken is nie. Dis geloof wat vashou aan God se woord, selfs wanneer jou oë nog niks sien nie. Nou die Bybel wys vir ons hier eerlik,
Sara en Abraham het op stadium self probeer om God se belofte te help. Hulle het gesê, kom ons maak 'n plan. En dit het tot baie pyn en konflik gelei. Hagar, Ismael, verdeeldheid. Vriende, en hierdie is baie, baie belangrik, want dit wys vir ons, selfs geloofsmense maak foute, wanneer wagtyd te lank raak. Maar hoor mooi, God het nie vir Abraham weggegooi nie. God het nie gesê, nou is ek klaar met jou nie. Nee, God het teruggekom. Hy het weer gepraat, hy het weer bevestig. En dit is so 'n pragtige prentjie van God se genade. En dit sê vir my en jou, Chanel, jy gaan struikel, maar God se verbond staan steeds vas. Jy gaan dwaal, maar God roep jou terug. Jy kan dalk val, maar God is altyd getrou. Ek is God en ek sal doen wat ek beloof. Vriende, en dan kom ons by Genesis 17, die kern van hierdie verbond. En God verskyn weer aan Abraham en sê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig. En dan sê hy, ek sal my verbond oprig tussen my en jou as 'n ewige verbond. Nou vriende, daar is iets baie diep hierso. God se verbond is nie net 'n belofte van seëninge nie. Dis 'n verhouding. God sê basies, Abraham, ek behoort aan jou en jy behoort aan my. En dit is presies wat die verbond vir my en jou beteken. Die verbond is God se manier om te sê, ek het jou gekies. Ek laat los jou nie. Sien vriende, in Abraham se tyd was die teken van die verbond besnydenis. Maar vandag in die Nuwe Testament verstaan ons dat God se verbond nie meer oor uiterlike rituele gaan nie. Paulus bevestig hierdie 'n paar keer vir ons, byvoorbeeld in Handelinge 15 vers 1, Galasiërs 5, Galasiërs 6 vers 15, Romeine 2 vers 28, 1 Korintiërs 7 vers 18 en 19, en dis net om 'n paar te noem. Want die ware teken van God se verbond vir my en jou vandag, vriende, is 'n veranderde hart, gehoorsaamheid uit liefde en 'n toegewyde lewe wat aan Jesus Christus behoort. Ons weet die Bybel leer ons dat God se wet ons nie gaan red nie, maar dit is 'n bewys dat ons reeds in 'n verhouding met hom leef. Die Sabbat byvoorbeeld is 'n verbondsteken, 'n herinnering dat God die Skepper is, my en jou verlosser is, ons heiligmaker is. En nou vriende, kom ons by die mooiste deel. God se verbond met Abraham gaan nie net oor 'n seun nie. Ja, Isak was die onmiddellike vervulling, maar die groter vervulling was Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons dat Abraham se nageslag al die nasies sou seën. So wanneer God vir Abraham sê, ek maak 'n ewige verbond met jou, dan was dit ook 'n profetiese belofte wat sê, ek gaan 'n verlosser stuur. Want vriende, as Jesus Christus die middelpunt van alles is, dan is hy ook die middelpunt van elke verbond. So vriende, prakties, wat beteken hierdie vir my en jou vandag? Nou kom ons maak dit persoonlik. As jy vandag luister en voel, jy het te veel foute gemaak, jy is moeg van wag, jy is teleurgesteld, jy voel nie goed genoeg nie. Vriende, dan is Abraham se verhaal vir jou. Want God se verbond sê, hy is nie afhanklik van jou perfektheid nie, hy is afhanklik van sy eie getrouheid. God se belofte is nie, ek sal jou seën as jy nooit struikel nie. Nee. God se belofte is, ek sal jou hou, selfs wanneer jy swak is. En dit beteken, vriende, as jy vandag op jou knieë is, as jy vandag nie meer krag het nie, dan is jy presies op die plek waar God jou ontmoet. Want God se krag word volbring in swakheid. Vandag, vir jou en vir my, lyk verbondsgeloof soos hierdie, om steeds te bid, al voel dit stil, om steeds te vertrou, al sien jy niks nie, om steeds reg te doen, vriende, al word jy nie beloon nie, en om steeds God te kies, al verstaan jy nie. Dit is geloof wat sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou op U. Want geloof is nie net 'n gevoel nie, dit is 'n keuse om op God se woord te staan. Vriende, God se verbond is nie net vir Abraham nie. Dit is vir jou huis, jou kinders, vir jou huwelik, vir jou toekoms.
Selfs al voel dit alles verbrokkel, God se belofte staan steeds. En as jy vandag vir jou gesin bid, bid met hierdie wete, hierdie sekerheid. God is 'n verbondsgod en hy hou sy woord. Abraham was nie perfek nie, maar God was getrou. Abraham het gewag, maar God het gekom. Abraham het soms getwyfel, ja, maar God het steeds gesê, ek sal. En vanoggend sê God vir jou ook, ek sal jou dra, ek sal jou lei, ek sal jou nie los nie. Ek sal my belofte vervul. Vriende, as jy vanoggend net een ding onthou dit. God se beloftes is soveel sterker as jou swakheid. Sy verbond is groter as jou foute en sy getrouheid is langer as jou wagtyd. God is nie met jou klaar nie. Hy is steeds besig om te werk. En ek wil jou graag herinner, vriende, as jy 'n Bybelvraag het of 'n dieper Bybelstudie verlang, asseblief maak met ons kontak awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp 060 248 1172 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, vriende, kan ek vir jou bid? Ons hemelse Vader, dankie Here dat U 'n God van beloftes is. Soos U aan Abraham getrou was, is U vandag nog getrou aan ons. Help ons asseblief om te vertrou wanneer ons wag en om vas te hou aan U woord, selfs wanneer ons twyfel. Maar Here, maak ons harte nuut en leer ons om in 'n nuwe lewende verhouding met U te wandel. Here, seën asseblief elke luisteraar vandag en laat U verbond van liefde in ons lewe sigbaar wees. Dit is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen.